vanaand om weer in die huis van die Here te kan wees. Ons bly om te sien die aanddienste raak 'n bietjie voller. Al raak dit kouer, raak dit 'n bietjie voller. Jy sien, ons moet as gemeente aan die brand kom, sodat ons die ander ook aan die brand kan steek, dat hulle ook in die aande kan kom. Amen. Sê. Wie wat die woord van die Here hier kan vir my oopmaak in Psalm 96. Psalm 96, ons gaan lees, seker, ja, vanaf vers 1 tot en met vers 13. Die opskrif sê die regter kom. Jy sien, hierdie regter, Jesus, volgens gaan ons soms, volgens ons werke, maar is van die Here dan wel gehoor word. Ja, gaan nie die bereik om. Dis die verskil. Die kinders van die Here grond van dit waar volgens hy geleef hier op aarde. En hy vandag moet verslag doen vir verkeerde. Want jaar na jaar in die besigheidswêreld, jaar na jaar moet jy 'n finansiële verslag gee aan die einde van die finansiële jaar, sodat jy nie op jou keus moet wees die volgende jaar nie. Net so gaan ons ook eendag voor Christus 'n verslag moet doen. Dank die Here dat die genade gaan vir ons voorintree, maar ons gaan nog steeds voor hierdie regters gaan staan. En wat se antwoord gaan ons omgee? Wat se verskoning gaan ons kan opdis vir hierdie regter? Het jy al gesien wanneer jy in die hof staan, wie was al in die hof gewees, skuldig of onskuldig? Jy kan onskuldig wees, maar dit voel of jy skuldig is as jy daar staan. Is dit nie so nie? En dan wanneer jy daar sal staan in daardie bank, en jy moet jou getuie gee, dan begin jou broekie bewe, want jy raak, soos Engelsman sê, raak nervous, want jy's bang, jy sê die verkeerde ding, is dit nie so nie? En dan vandag se dag, was so rukkie terug, was ek ook in die hof gewees, dan moet ek Engels praat, en dan gooi hy my heeltemal omver, dan weet ek nie wat om te sê nie. En net so gaan ons voor hierdie regter Christus verskyn, en dan gaan ons ook op daardie punt kom en sê, dan gaan die Here sê, Marlo, hoekom het jy dit gedoen? Jy was 'n kind van my gewees, waarom het jy gefouteer daar? Waarom het jy dit so gedoen? En wat se antwoord of verskoning gaan ons kan opdis? Ek dink al wat ons gaan sê is jammer Here, jammer Here, jammer Here. Want ons kan geen antwoord gee vir dit wat ons gedoen het. Ons kan geen verskoning gee nie. Maar die woord van die Here sê, die opskrif sê die regter kom. En weet jy wat, ons moet dankbaar wees vir hierdie regter want kom. Want die woord van die Here sê, wanneer hy terugkom, gaan hy kom om die vyand onder ons voete te plaas en om totaal en al te vernietig. Hierdie duiwel wat ons week na week, maand na maand, jaar na jaar so treiter en so tuister en so ons te nakom en struikelblokke op ons pad gee, dan gaan 'n dag aanbreek wanneer hierdie regter die vonnis oor hom gaan uitspreek. Dan gaan 'n dag aanbreek, wanneer die woord van die Here sê wat die engel hom gaan bind, en hy sal in die poel van vuur gewerp word. En saam met hom, die dier en die valse profeet. Jy sien, die woord van die Here sê dat die regter is op pad. Jy sien, die regter het gekom, vir bykans 2000 jaar terug het hy gekom, om u en my vry te koop, van die vloek van die wet, om ons los te koop, sodat u en ek nie die prys hoef te betaal nie, het hy ons vry gemaak van hierdie straf, wat eintlik oor ons moet gekom het, en die woord van die Here sê dat hy die vloek geword, vir u en vir my. Maar hy sê, as ek terugkom, kom ek met die swaard. En wanneer hy met die swaard terugkom, gaan hy die wat teen hom in opstand gekom het, gaan hy hulle vernietig. En hoor wat sê die woord van die Here, sing tot eer van die Here, 'n nuwe lied, sing voor die Here, o ganse aarde. Sing tot die eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Hier sê die woord van die Here dat ons moet elke dag met 'n nuwe lied opstaan. Ons moet elke dag met 'n genuwe moed opstaan. Ons moet elke dag van hierdie Jesus se heil getuig, dag na dag. Maar jy sien, ons doen dit nie. Ons getuig nie eens wanneer God vir ons 'n deurbraak gee of 'n oorwinning gee nie. Hier sê die woord van die Here, jy moet elke dag getuig. As jy môreoggend langs jou vrou of jou man wakker word, sê vir mekaar, ons is die Here dankbaar dat ons mekaar kon sien opstaan vanmôre. Getuig van die heil van die Here. As jou kinders sien môre, of as jou kinders van die skool sien afkom, of jy dalk vir maande laas jou kinders gesien en jy sien hulle weer en hulle lewe in hulle eie lewe en die verbygang van hierdie lewe is so besig en jy sien hulle weer, sê vir hulle, ek is dankbaar dat die Here julle beskerm het. Ek het vir julle gebid. Jy sien, ons moet elke dag, alles wat ons het is genade.
Alles wat ons het is net geleen. Jy sien, ons kom agter, al hoe meer en meer agter, ons kan met al hoe minder oor die weg kom, is dit nie so nie? Want ons nog, die ouer mense sal weet, dan julle wat nou oor 80 is sal weet. Toe dan julle 20 was, dan het jy hoë planne vir jouself. En jy wil 'n mooi huis hê, en jy wil 'n mooi voertuig kry. En dan mate jy hierdie ouderdom van 50, 60 begin slaan, dan kom jy agter ek het dit nie nodig nie. Is dit nie so nie? Wat het jy meer nodig op daardie ouderdom? Jesus. Jy sien, die woord van die Here sê elke dag moet ons getuig van hierdie heil van die Here. Want dit is elke dag in ons lewe kan ons dit sien. Maar ons neem dit van selfsprekend aan. Ons aanvaar dit moet so wees. Ons aanvaar God moet ons seën. Ons dink dit kom ons toe. En die woord van die Here sê, wat hy sê, maar die mens is maar net 'n stofie aan die weegskale van die Here. Dat hierdie mens, ons is nietig in God se oë. En weet jy wat, God hoef nie vir ons te seën nie. Hy doen dit omdat hy ons lief het. Maar weet jy wat, hy voorsien net vir jou as jou hart reg is en hy weet jy het hom ook lief. Dis 'n twee-rigtingstraat. Jy kan nie net omdat jy sê die Here het my lief, verwag alles moet kom nie. God soek daai liefde vir jou ook, wat jy vir hom het. Hy sê, want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Jy sien maar, as wanneer ons oor die ander afgode praat, dan moet ons mond stil hou. Met ons Witbrood waar ons weg was, het ons bietjie die geleentheid gehad, ons was vasgevang in 'n kar, op pad na die lughawe toe met 'n moslim wat ons bestuur het tot daarso. En ek het met hom begin praat, want ek weet bietjie hoe hulle glo en hoe hulle bely. En weet jy wat, een ding wat ek agtergekom het, is hulle godsdiens is dood. Dood. Weet jy hoekom? Want hy moet op 'n sekere bepaalde tyd, elke dag moet hy bid. Sy woorde. Hy sê, en as hy werk en hy kan nie bid nie, kry net 50% by die Here en nie 100% by die Here nie. Dis almal hartseer as jy so God aanbid. Dis almal hartseer as jy net met die Here op 'n sekere tyd kan praat. Want dis presies soos wat Elia vir die Baalse profete gesê het, julle moet asseblief 'n bietjie harder bid, want miskien slaap hy. Miskien kan julle hom nie hoor nie, hy's dalk besig. Miskien is hy op reis. Jy sien hierdie God wie en ek kan aanbid. Die woord van die Here sê, koning Dawid sê, wanneer ek op my bed lê en ek oor U dink, wanneer jy op jou bed lê kan jy met God praat, wanneer jy in jou voertuig ry kan jy met die Here praat, wanneer jy op jou knieë buig in jou binnekamer kan jy met God praat, want hy's alomteenwoordig. Jy kan by 'n braaivleisvuur sit en jy kan soos 'n seer oog uitstaan as kind van die Here. En weet jy wat, jy kan ook dink die Here is nie daar nie en die mense drink en gaan te kere. Weet jy wat, die Here is daar ook. Waar sy kinders is, daar is hy. Die woord van die Here sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is die Here. Weet jy wat, ek is die Here ewig dankbaar vanaand, dat ons die lewendige God van Israel aanbid. Weet jy wat, ons aanbid nie 'n klip nie, ons aanbid nie 'n beeld nie, ons aanbid die lewendige God van Israel, want sy graf is leeg vanaand. Jy sien, dis hartseer hierdie mense wat hierdie Boeddha aanbid. Weet jy hoe dood is hulle godsdiens? Die Hindoes doen dit ook. Die Hindoes het oor die 3500 afgode waarvan hulle kan kies om te bid. So jy kan kies wie jy wil aanbid. Ek kan ook kies wie ek kan wil bid en ek kies Jesus. Maar jy sien elke keer wanneer daar die priesters gaan, daar so groot boeddhiste tempel, daar in Bronkhorstspruit, ek weet nie of julle hom al gesien het nie. Elke keer dan gaan die mense en dan glo hulle moet vir daardie beeld vrugte bring en vir hom goeders bring. En dan gaan die priesters daar agter kan steel hulle die vrugte, dan eet hulle dit self op en dan sê hulle vir die mense Boeddha het geëet. Die Hindoes doen dieselfde, voor hulle by hulle huise uitgaan, by hulle het hulle sulke beelde voor hulle huise, dan voor hulle nou werk toe gaan, dan pak hulle daarso vir hulle vrugte en kos en alles en koeldrank, en as hulle by die huis kom, dan is daar niks, dan glo daai beeld het dit aanvaar. Dis die klomp boemelaars wat dit gesteel het, wat daar verbygeloop het. Ja, wat nie gery het met sy kar nie, hy het daar verbygeloop en het gevat. Jy sien, maar wanneer jy jou knieë buig, jy het nie nodig om vir die Here enige offers of vrugte of groente te bring nie. Weet jy wat, God soek net jou lyf en jou liggaam en hy sê, weet jy wat, maak seker dat jy elke dag vir my 'n nuwe lied sing. Maak seker dat jy elke dag aan my eer gee. Dis al wat die Here van jou verwag. En hy gaan verder. Hy sê, want hy is gedig bo al die gode. Roep al daardie mense, jy kan sien wanneer die boeddhiste tot afsterwe kom, dan huil hulle onophoudelik wanneer hulle iemand begrawe, want hulle het nie hoop vir iets hierna nie. Die Hindoes glo, wanneer jy doodgaan en jy's 'n goeie mens, dan word jy gereïnkarneer binne in 'n bees in. Ja. Weet baie ouens sê, nee, wag, ek gaan dit eerder nie sê.
Maar jy sien, wanneer ons, as kinders van die Here, ons geliefdes begrawe, dan huil ons soos die wat hoop het. Want ons weet dat hierdie geliefdes verlos van hierdie tydelike smart en is in die ewige lewe saam met die Here. Hy sê, want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Die Here het alles gemaak. Hierdie God wie ek aanbid voor die diens begin, as hy sê, ons kan nie verstaan hoe iemand kan glo dat hierdie liggaam, wat so verfynd is en so reg funksioneer, dat hulle kan dink dat dit deur evolusie ontstaan het. Hoe kan die mense dink dat alles gebeur het met 'n groot ontploffing en met 'n groot bang het alles ontstaan, en nog alles wat ek gesien het in hierdie hele tydperk vandat hierdie aarde begin het, enigiets wat met 'n ontploffing gebeur het, veroorsaak net chaos. Niks wat 'n ontploffing voortbring, bring orde nie. Maar wanneer God praat, dan bring dit orde. Want die woord van die Here sê, God se gees het oor die waters gesweef en hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En hy het onderskeid gemaak tussen die lig en die duisternis, en die lig het hy dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. Jy sien, God is 'n God van orde. God is nie 'n God van wanorde nie, hoor. Hy is die een wat alles in plek hou. Hy is die een wat alles by mekaar bring. En weet jy wat, dit is hartseer dat die mense daar buitekant hierdie afgode aanbid en dink dit kan vir hulle enige iets bring. Jy sien, maar ons is bang om met ander gode, mense te praat wat ander gode aanbid. Ons is bang om hulle hierdie evangelie te gee. Ons is bang om van hierdie heil, van hierdie Here te praat, wat die aarde in niks gehang het nie. Weet jy wat, as ons bietjie gaan sit en dink, gaan vanaand huis toe, sit alles af. Al jou ligte, al die televisie, sit alles af. Dan begin jy bietjie dink, hoe kon God daar die sterre hang aan niks? Hoe kon God hierdie aarde hang aan niks? Hoe kan God hierdie son geskaap het wat vir 6000 jaar brand en nie uitbrand nie? Ja, dan kom jy agter, ons is eintlik maar net niks. Alles, ons maak karre lekker, 10, 20 jaar, dan roes hulle, val uit mekaar uit. Selfs na die eerste 2 jaar, dan breek die karre, dan moet jy hulle invat by die maatskappy waar jy dit gekoop het, dat hulle dit moet regmaak. Die bome wat God geplant het, staan al 6000 jaar. En as hy vrek en doodgaan, dan kom daar maar net weer nuwe ene op. Dis wat God doen. Alles wat God gemaak het, het hy goed gedoen. Hy sê majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Baie kerke haak vas by die eerste helfte, gee aan die Here en gee en gee en gee. Maar al wat God sê is, al wat jy moet aan my gee is eer. Eer en sterkte. Wat beteken dit? Jy erken dat hy is die enigste een bo alles. Jesus sê, ek is die Alfa, die Omega. Hy sê, ek is die begin, ek is die einde. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Hy sê, ek is die begin, die eerste en die laaste. Jy sien, hy is die begin van alles en hy is die einde van alles. Hy moet die begin van jou alles wees en hy moet die einde van jou alles wees vanaand. Gee aan die Here die eer. Ons kan so maklik aan ons voertuig die eer gee as ons veilig by ons bestemming uitkom. Nee, hulle het hierdie karre goed gebou. Ja, maar weet jy wat? Daar is soveel mense wat met dieselfde voertuig gery het en nie by hulle eindbestemming uitgekom het nie. Jy sien, ons moet aan God die eer gee, alles moet ons aan die Here die eer gee. Gaan sit bietjie by die see, dan gaan kyk jy hoe groot is God. Dan sien jy bietjie, gaan sit net en kyk. Dan sien jy hoe groot is die Here. Gaan sit in die wildtuin, gaan sit net bietjie in daai nessies wat hulle vir die mense so sit, ek noem dit nessies, maar daai uitkykpunte, wat jy gaan sit, gaan kyk jy bietjie hoe sorg die Here vir alles van die veld. Alles het 'n doel en alles het 'n plek. En God het alles gemaak sodat alles in harmonie kan saamlewe. Want sonder bye kan daar nie plante wees nie. En sonder plante kan daar nie bye wees nie. Alles kom by mekaar uit. Ons vra altyd en sê, ja, maar die duiwel het seker die vlee gemaak, want hulle is lastig. Maar jy sien, die vlee lê eiers op kos, wat dit weer verteer en weer in die aarde invat. Het dit geweet? So alles het sy doel, alles het sy plek. Jy het 'n doel, jy het 'n plek. Vind jou plek in Christus, sodat jy aan hom die eer kan gee, sodat hy sy sterke hand in jou lewe kan openbaar. Hy sê, gee aan die Here eer
van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhoewe. Jy moet eer gee aan die naam Jesus Christus. Weet jy wat, ons kan hier Eugene Marais toe gaan, en jy kan 'n moslim saamvat, jy kan 'n hindoe saamvat, jy kan 'n boeddhist saamvat, en jy kan 'n opregte kind van God vat. Laat hulle almal bid, en al een wie se gebed sal verantwoord word, is die opregte kind van die Here. Daai moslims kan bid soveel as wat hulle wil. Hulle kan hulle God Allah roep soveel as wat hulle wil. Hulle kan die gebed opsê wat vir hulle geleer is in hulle Koran soveel as wat hulle wil. Dit beteken niks. Weet jy, die boeddhiste kan hulle self buig voor hulle afgod en dink, weet jy wat, hy gaan vir ons redding bring. Hy gaan vir hulle niks kan doen nie. Die Hindoes kan na al 3500 afgode gaan en hulle kan hulle almal saambring. Maar wanneer ons opstaan in die naam van die Here Jesus Christus, is U meer as 'n oorwinnaar. Jy moet eer aan sy naam gee. Wat is sy naam? Jesus sê, Vader, ek het U naam aan hulle bekend kom maak. Jesus die Christus, hoekom? Want daar is geen ander naam waardeur jy gered kan word nie. Daar is geen ander naam wat jou verlossing kan bring nie. Daar is geen ander naam wat jou sondes kan wegvat nie. Daar is geen ander naam wat die grootste sondaar kan red en tot inkeer bring nie. Maar ons glo dit nie meer nie. Kan jy jouself indink, jy moet vandag te doen hê met 'n man soos broer Paulus? Weet jy wat, Paulus het mense soos ons gemartel, ons vermoor, op brandstapels geplaas en ons aan die brand gesteek. En die Here ontmoet hom. En hy sê, jy gaan vir my werk. En toe die Here vir sy disippels sê, ek bring daai man na julle toe. Toe sê hulle, Here, weet jy wie is daai? Ja, kan jy jouself indink, die grootste moordenaar, wat ons ken in vandag se dag. En die Here sê vir jou, gaan gee vir hom die evangelie. Want ek het hom uitgekies om vir my te werk. Jy sien, maar ons kyk baie keer soos die mens oppervlakkig oor wat die uiterlike is, maar God kyk na die hart. God kyk wat hier binne aangaan en God kan die grootste sondaar kan hy rein maak. God kan die grootste sondaar kan hy red en hy kan hom gebruik om 'n magtige werker vir die Here te word. Hoeveel mense het ons al gehoor wat in die tronk tot bekering kom? Wat hoeveel mense al doodgemaak het, hoeveel lelike dinge al gedoen het, en die Here red daardie persoon se siel, en hulle bring ander mense in daardie selfde toestand tot bekering. God is nie aannemer van persoon nie. Ja, as jy dit nie wil doen nie, sal hy van die klippe Abraham se kinders maak. As jy en ek dit nie wil doen nie, sal dit soos met Biljam gebeur. Die sal met jou begin praat. Ja. As jy daar by die huis kom en jy wil nie God se naam vereer en verheerlik vir jou familie nie, moet jy nie agteroorval as jou hond praat oor die dinge van die Here, as jy te staam is om oor die dinge van die Here te praat. Ja, dis wat God doen. Want onthou, God is die God van die onmoontlike. Want ons wil God altyd ons beperk en dink hy kan net dit doen. Weet jy wat, God is so groot, jy kan hom nie vasbind nie. Jy kan nie oor hom gaan nie, jy kan nie onder hom gaan nie, jy kan nie onderdeur hom gaan nie. Maar hy is ook so almagtig dat hy binne in jou hart kan woon. Hierdie is die God wie ek kan bid. Hy sê, aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Die woord van die Here sê dat die mense moet God begin weer vrees. Weet jy wat, die mense het nie meer respek vir God nie hoor. Die mense het nie respek vir die Here. Ek het baie keer gehoor, dan praat die mense van die ou baas daarbo. Ja, dan gehoor hoe mense spot en sê as die weer bietjie onweer word, dan sê hulle, hy's besig om meubels rond te skuif daarbo. Weet jy wat, hulle is besig om van God 'n bespotting te maak. Hierdie God wie en ek kan bid is almagtig hoor. Daar is geen gelyk aan hom nie. Geen. Die duiwel het probeer en hy het dit nie reg gekry nie. Daar is niemand wat met hom gemeet kan word nie. Gaan jy en probeer 'n vuur in 'n niks hang nie? Gaan na by jou huis en hang vir jou 'n bol vuur daar in jou huis en laat hy vir jou lig gee. Kyk of jy dit gaan reg kry. Met ons laat brand ons die huis af. Ja. Jy sien, ons moet aan God meer respek begin gee. Toe God met die volk praat en die volk murmureer en sê, hoe kan God net met Moses praat? Weet jy hoe die Here met hom gepraat? Omdat hy 'n nederige man was. Omdat hy nie meer van homself gedink het as wat hy is nie. Maar in die oomblik toe God hom geroep het, toe sê, Here, asseblief moet my nie gebruik nie, want ek kan nie praat nie. Weet jy wat, die Here sê vir my, ek stuur jou hulp wat jou gaan help. En God het met hom gepraat. Die woord van die Here sê, hy het aangesig tot aangesig met Moses gepraat. Weet jy hoe nederig en rein moet jy wees, dat God aangesig tot aangesig met jou kan praat.
En weet jy wat, hoe hierdie volk murmureer en sê, hoekom praat God net met hierdie profeet? Hoekom praat die Here net met Moses? Ons wil ook sy stem hoor. Toe sê die woord van die Here is reg, ek sal met julle praat, maar julle sal julle self eers reinig voor ek met julle praat. En as enige iets wat onrein is, hulle voet aan hierdie berg sit, sal ek hulle met die dood tref. Weet jy wat, ek luister nie na die woorde van 'n predikant of 'n man of 'n vrou wat sê God het vir my gesê nie. Dis 'n baie gevaarlike woord. Weet jy wat, Daniël kon nie op sy voete staan toe die engel hom kom besoek het nie. En dan is ons so groot in onsself en dink en sê God het vir my gesê. Jy kan luister na iemand wat sê die Heilige Gees het aan my geopenbaar, dit en dit en dit het gebeur. Maar wanneer iemand sê God praat met my, die Here het vir my dit gesê, dan moet jy eers gaan kyk, is daai persoon op die plek waar God hom wil hê. Want dit is 'n baie gevaarlike ding om te sê die Here praat met my. God praat nie deur sy profete, deur sy woord, deur drome en gesigte en deur sy Heilige Gees. Dis hoe God met die mens praat. Daar's op een enkele plekke wat jy kan lees in die woord van die Here waar God self met die mens gepraat het. Jy geweet God het met Salomo gaan praat en hom gaan waarsku en sê as jy nie ophou met dit waarmee jy besig is nie, gaan jou uiteinde die dood wees. Weet jy hoe lief moet God vir jou wees om jou te gaan waarsku, om selfs uit die hemel uit neer te daal om vir jou te kom sê, weet jy wat, hou op. En hy het nog steeds nie geluister na die stem van die Here nie. So ons moet aan hierdie God begin bevrees toon. Nie bang wees nie, vrees toon. Wat is dit? Respek. Ons praat van hom en sê hy is die eerste en die laaste. Jy praat nie van hom van jy en jou nie, jy praat van hom as u. Ja? Nie die ou man daarbo nie. Die almagtige God van Israel wat uitkyk op alles. Die woord van die Here sê die aarde is sy voetbank. Hierdie aarde vee hy weg met die spreek van 'n woord. Hierdie God is almagtig en die respek vir God moet terugkom. Die eer God gee wat hom toekom. Want weet jy, is nie ons waarmee ons speel nie. Hy sê vrees is ontval in die hand van die God. Die sê vir nie praat hierdie God maak sy mond stil. Want wat doen koning Dawid nog voor hy koning word? Toe Goliat uit, hy sê wie is daardie onbesnede Filistyn wat die slagordes van God uitdag? 'n Jong seentjie sê ek sal opstaan vir die Here. Hy sê ek sal uitstaan. Al kyk my boeties en die koning weg in 'n tent, ek sal opstaan. Ons moet begin word soos koning Dawid. Dis hoekom die Here hom genade gewys het toe hy gefouteer het in sy lewe. Want die Here het teruggekyk en sê op 'n jong man ouderdom voor die hele volk het hy opgestaan vir my volk. Het hy opgestaan vir my naam. Het hy toegetree na die Here toe. En weet jy wat? Hy vat 5 klippies. En hy stap af in die naam van die Here. Jesus. Want wat sê hy? Hy sê jy kom na my toe met spies en met swaard. Hy sê maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Hy het ingestap en hy het aan God die eer gegee. Jy geweet hoekom het hy 5 klippies gevat? As jy verder in die woord van die Here gaan lees, sal jy sien Goliat het 4 ander broers ook gehad. Ja? Hy het 5 gevat, een keer die ander boeties ook wil draai. Ja, en hy verslaan die eerste een en die ander hardloop weg. Jy sien, God het nodig, net vir jou, om soos Dawid, die eerste klippie te swaai. Die eerste klippie te swaai. En weet jy wat, die ander vyande sal van jou wegvlug. Daardie ander 4 broers het so geskrik vir daardie jong man, want hy het in die naam van die Here gekom. En tot op sy einde toe, het koning Dawid aan God vasgehou. Hy sê onder die volke, die Here is koning, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Hierdie aarde staan vas en beweeg nêrens. Want God het dit vasgepen 6000 jaar terug tot op die einde van hierdie oordeelsdag dat niks kan wankel voor sy aangesig nie. Alles is stabiel hier op aarde. Niks is onstabiel buiten die mens en die vyand wat hier rondwoeker nie. Maar dit wat God gemaak het is stabiel en Jesus is koning. Koning Charles kan op sy troon sit soveel as wat hy wil. Al hierdie wêreldheersers, almal van hulle kan op hulle trone sit soveel as wat hy wil. Maar daar is een wat op die troon sit, die Allerhoogste. En hy is die een wat ons aanbid vanaand. Hoor wat sê die woord van die Here, as jy in Openbaring gaan lees, sê die woord van die Here, hy sê in Johannes skryf, hy sê ek het 'n troon gesien. Hy sê hy wat daarop sit, regeer oor op die hele aarde.
En voor hom is 24 trone van die ouderlinge, wat dag na dag God se naam vereer en verheerlik, hulle krone afval en na hom toe gooi en eer aan hom gee. Selfs die wat 'n kroon in die hemel het, gee eer aan God. So vanaand as hier uitstap is Jesus koning. Ek gee nie om wie in beheer is van die land nie. Ek stel nie belang in politiek nie. Ek stel nie belang in wie regeer die wêreld nie. Ek stel nie daaraan belang nie, want hierdie wêreld behoort in elk geval aan die vyand. Behoort nie aan God nie, behoort aan die vyand. Onthou, God het hierdie aarde 6000 jaar terug vervloek. Toe Adam sondig, toe sê vervloek is hierdie aarde om jou ontwil. Vir 6000 jaar is God besig om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te skep, omdat Adam hulle gefaal het in die tuin van Eden. Maar daar gaan 'n dag aanbreek wat die woord van die Here sê, wat hy deur die oospoort sal stap, en hy sal op die troon van Dawid gaan sit en regeer tot in alle ewigheid. Maar vir nou is hy nog steeds koning van alles. Hy sê, laat die hemele bly wees en die aarde juig, laat die see en sy volheid prys. Gaan hoor bietjie hoe sing daardie diere van die see. Gaan doen jouself 'n guns. Daar's 'n pastoor wat die geluide van die see diere gevat het en bymekaar gebring het, en dit vorm 'n lied wat God se naam vereer en verheerlik. Daai walvis wat so skree in die see, vereer God. Daardie voeltjies wat so fluit wanneer jy in die oggendure opstaan, vir julle wat al afgetree het, wat so lekker hoor hoe die voëls fluit in die oggend, hulle gee aan God die eer. Wanneer laas het jy vir die Here 'n bietjie gefluit, 'n vrolike hart gehad? Jy agtergekom, as jy nie kan fluit nie, dan, ek weet nie wat noem mense dit in Engels, as jy so, ham, ons mag nie ham eet nie, die Bybel sê is ongesond vir jou. Wat sê dit dan nie? Neerie, dis reg, dis die regte woord. Neerie. As jy nie kan fluit nie, dan neer jy bietjie vir die Here. En as jy nie een van die twee kan doen nie, dan sing jy vir die Here. Want daardie voeltjie elke oggend in daai boom wat in jou erf staan, eer God. Jy weet, God gaan jou eendag vergelyk met daai voeltjie en sê, weet jy wat? Daardie mossie het lekker gechirp in die oggend, maar jou mond was toe. Wat gaan ons die Here antwoord? Hy sê, laat die hemele bly wees. Ons moet bly wees oor hierdie God. Hy sê, laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel. Selfs die bome waai vir die Here as die wind opsteek. Ja, maar is net wind. Gaan lees Handelinge 2. Die woord van die Here sê, toe die Heilige Gees gekom het, was het soos die geluid van 'n geweldige rukwind. En die mense is gevul met die Heilige Gees. Wanneer die wind waai, is dit God se Gees wat beweeg oor die veld en die bosse en die bome, en hulle wil blare en hulle takke waai tot eer van die Here. Ja, wanneer laas het jy jou hand vir die Here opgesteek en bietjie gewaai? Praat nie van in die kerk nie, wanneer jy bid. Wanneer laas het jy jou hande in die hemel en opgesteek? Wanneer laas het jy vir die Here bietjie gewaai soos die wind waai? Wanneer laas het jy gejuig? Die natuur juig elke dag oor hierdie God. Die natuur gee aan God eer elke liewe dag. Die woord van die Here sê, Salomo en al sy pragt is nog steeds nie so mooi soos die lelies van die veld nie. Jy kan hoe mooi lyk, die skepping van die Here bly mooier. Maar dan kom jy agter, jy is niks. As jy daar op daai bootjie op die see afgaan, en as storm steek op, dan kom jy agter, daar is niks wat jou kan help nie, net die Here. Wanneer jy in daai bootjie sit, wie het al diepsee vis gevang, dan kom daai walvisse so om, dan kom jy agter, jy is niks. Daardie groot seedier beweeg in daardie see, en God sorg vir hom. Daardie arend vlieg daarbo, en God sorg dat hy elke aand eet. Hoekom? Want in alles wat hy het, gee hy die Here die eer. En glo my, dis wat die woord sê. Alles gee aan God die eer. Hy sê voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. God gaan hierdie wêreld kom oordeel op grond van hulle getrouheid. Is jy getrou om God te vereer en te verheerlik? Is jy getrou om week na week, maand na maand, jaar na jaar jou Bybel aan te hou lees, aan te hou bid, aan na die huis van die Here toe te kom, aan te hou sing, aan te hou getuig tot eer van die Here? Want as hy jou gaan oordeel, gaan hy oordeel volgens jou trou. So jy gaan bepaal wat jou beloning gaan wees. Niemand anders nie.
Jy gaan bepaal of jy 'n kroon gaan kry en of jy nie gaan kry nie. En dit is nie lekker nie. Ons almal was op skool gewees. Die ander kinders beloning en dan mis jy uit. Is dit nie so? Dan is dit nie lekker nie. Dis nie lekker om uit te voel nie. Hoe gaan ons voel wanneer jy dalk die enigste een is in die hemel wat nie 'n kroon kry nie? So terwyl ons nou die kans kry, gee aan die Here die eer. Terwyl ons nou die kans het, gee aan hom die lof, die eer en die aanbidding, want aan hom kom dit toe. Allah sal jou nooit kan red nie. Jy kan die Koran resiteer soveel as wat jy wil. Jy kan 'n boeddhis word soveel as wat jy wil en jy weet nie wat noem hulle daai goeters, hipnotiseer en wat ook al hulle alles doen en yoga en al daai afgodsdiens wat hulle doen. Jy kan net soveel as wat jy doen. Gaan jou niks bring nie. Maar wanneer jou knieë vir die Here buig, dan begin jy oorwinning. Wanneer jy aan God die eer gee, weet jy wat? Gee 'n bietjie meer aan die Here eer in jou gebed in plaas van om daai inkopieslys vir die Here te vat. Los die inkopieslys vir checkers en gee vir die Here 'n bietjie meer eer. Wanneer jy bid, Here sê ek weet wat jy nodig het nog voor jy gevra het. Nie hoef om nie te vra nie. Maar begin bietjie ons gebedslewe verander en begin bietjie meer eer aan die Here gee. Begin bietjie Here sê dankie vir alles wat U vir ons gegee het. Here, dankie vir gesondheid, dankie vir krag, dankie vir kos, dankie vir dit. Dankie vir al hierdie genadegawes. Gee aan die Here die eer. Dankie dat U my gekies het. Dankie dat U my eerste lief gehad het. Dankie dat U bemoeienis met my gehad het toe ek ver in hierdie wêreld was. Het U my teruggebring. Toe ek hierdie verlore skaap was, het U my kom haal. Here, dankie dat U my uitgered het uit hierdie moddersluik uit van hierdie wêreld. Dankie dat U my uit my sonde uitgered het, want ek het al baie keer probeer die drank los en ek kon dit nie los nie. Ek het al baie keer die dergelike dinge van hierdie wêreld probeer los en ek kon dit nie regkry nie. Maar U het my kom uithaal. Gee aan die Here die eer, want hy het jou lief vanaand. En hy het jou baie lief. En jy is kosbaar in sy oë. En die gedagtes wat hy aangaande jou koester, is gedagtes van voorspoed en nie gedagtes van onheil nie. So wanneer die woord het julle vanmôre gehoor, God bring nie die versoeking oor jou pad nie. Dis nie die Here nie, want God wil hê dit moet goed gaan met jou. Wanneer jy val in die versoeking, is dit as gevolg van jou eie begeerlikhede. En God wil hê dat jy moet vooruitgaan. Maar hoe wil hy jy moet vooruitgaan? In die geestelike, nie die fisies nie. Want as jy die geestelike doen, hy sê, ken my in al jou weë. Ondersoek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Die woord van die Here sê, doen eers wat ek van jou verwag. Dan sal ek vir jou gee wat jy graag wil hê. So kom aan, hou op hinker na 'n mooi kar, 'n mooi huis, hinker na eerder weer en sê, Here asseblief, ek wil weer 'n bietjie in tale praat. Here, ek wil weer 'n bietjie profeteer. Here, ek wil weer 'n bietjie siekes gesond bid in U naam. Here, ek wil weer 'n bietjie werkkragte doen in U naam. Here, ek wil weer 'n bietjie die woord van U vat en kennis en wysheid kry van dit. Here, ek soek weer 'n bietjie Heilige Gees. Here, ek soek weer U Gees van onderskeiding. Here, gee weer die begeerte in my hart om mense na U toe te bring. Dan sal die Here vir jou gee wat jy wil hê. Amen. Kom ons staan saam.